Goeiedag weer. En weer eens dankie dat jy saam met ons kuier. Vandag wil ek met jou gedagtes deel oor haweloses vir Kersete. Die teks wat hierby pas klink so. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die straat en hulle het almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak. Slegtes sowel as goeies, so het die feessaal vol geword. Dis nou so 'n bietjie gekies uit Matteus 22 uit. Soos die Matteus evangelie opbou na die klimaks, Jesus se kruisdood, maar veral sy opstanding, word die konflik tussen hom en die volksleiers al hoe hewiger. Hulle kon nie en wou nie aanvaar dat hierdie gewone man, wat gewone mense selfs veragtelik is in sy geselskap met sy woorde diep raak, iemand besonders kon wees nie. Beslis nie die Messias nie. Hy is te gewoon daarvoor. En daarom probeer hulle om hom te troef op elke denkbare manier. Jesus op sy beurt daal nie tot op hulle vlak nie. En as hy met hulle in aanraking kom, is sy woorde gelaai met betekenis wat ver bo hul begrip uitstyg. Veral verstaan hulle nie die sentrale tema van sy missie nie, die koms van die koninkryk van God. Natuurlik is 'n briljante beeld van ons Vader se koninkryk 'n fees, maar veral 'n bruilofsfees. En weer eens dop die geleerdes hierdie begripstoets. Die fees is oop vir almal en die uitnodiging is onbeperk. Tog lees ons en die genooides stel nie belang nie. Trouwens, sommige van die boodskappers wat hierdie uitnodigings aflewer, verloor hulle lewens. Ek het nou die stukkie uitgelaat by die voorlesing. Die koning neem toe drastiese stappe, sy gesande maak al wat leef bymekaar. Hier staan geskrywe, die goeies en die slegtes en die feessaal word vol. God se liefde is werklik omvattend. 'n Baie interessante soortgelyke gebeure speel hom toe af in ons tyd. 'n Jaar of wat terug bespreek 'n welgestelde sakeman by 'n baie luukse upmarket klub in Londen 'n Kersete vir 50 van sy belangrikste gaste, seker ook van sy meewerkers. Sommige van sy gaste sou moes invlieg van afgeleë plekke in die res van Europa om hierdie uithangseremonie by te woon. Skielik versleg die weer, so drasties dat lugdienste baie vlugte kanselleer. Die sakeman besef dat sy funksie geen kans op ekonomiese sukses het nie en hy kontak die klub om sy funksie uit te stel. Tydens die telefoongesprek word hy toe meegedeel dat dit te laat is vir sulke aksie en hy sou moes opdok tot op die laaste sent. As getroue lid van die klub was hy erg geïrriteerd. Oor baie jare het hy groot somme geld hier bestee en toe hy die bestuurder daarop wys, kry hy doodgewoon die antwoord dat hy vir elke gas die volledige bedrag sou moes betaal, kort en klaar. In sy frustrasie sê hy toe vir die bestuurder, as dit die geval is, gaan hy 50 hawelose mense versamel en by die klub opdag. Die bestuurder giggel toe vreeslik lekker en herinner die sakeman dat hulle nie toegelaat sal word nie op grond van die klub se kleredragreëls. Die sakeman gooi die foon neer, skakel 'n liefdadigheidsorganisasie net om die hoek van die eksklusiewe klub af. Hulle spesialiseer veral in hawelose mense en om skuiling en voeding aan hulle te bied. Hy vertel dat hy 50 inwoners van die organisasie nodig het vir 'n Kersete en noem die datum en tyd. Verbluf wil die personeel meer detail hoor, maar die sakeman steeds effe vies. Vra, kan julle hawelose mense bring of nie? Al te seker, sê hulle. En die groot opgewondenheid begin instroom waar hierdie mense bly, hierdie wandelgange. Sommige hulpbehoewendes het by familie klere gaan bedel. Dit was immers 'n prestige plek en geleentheid. Ander het bolangs gewas en 'n bietjie reukwater gebedel, maar uiteindelik daag 50 haweloses by die uitgesoekte eetplek op. Die sakeman was steeds geïrriteerd en het geen nonsens van die plek gevat nie. Om die waardigheid te red en soverre dit nog kon gebeur, het kelners en personeel maar ingespring en die teenwoordiges getrakteer op die hoë vlak geregte uit die kombuis. Tot almal se verbasing het die personeel van die eliteklub ook meegevoer geraak met die gaste en die joligheid was groot. Die bestuurder van die sentrum vir haweloses waar die inwoners gehuisves was ook stom verbaas oor die reaksie van sy mense. Daar was geen uitspattigheid of selfs dronkenskap nie. Dit was asof die besoekers diep gedelf uit die vorige bestaan en hulle self met nuwe waardigheid bekleed.
Die ete het smaakvol afgeloop. Nagereg het die kroon gespan en almal het met blink oë en met nuwe eiewaarde weer teruggekeer na die shelter toe. Die verteller sluit sy verhaal af op 'n hartseer noot. Die sakeman wat die geleentheid gereël het om sy frustrasie te verlig, het op 'n positiewe emosionele noot die bestuurder van die hawelose sentrum bedank. Hy was momenteel diep geraak deur die besondere byeenkoms en het belangstelling uitgespreek om verder op die pad met hierdie sentrum te loop. Helaas het dit nie gebeur nie. Waarskynlik omdat sy motief van meet af nie suiwer was nie. So hierdie eenmalige geleentheid het nie regtig sy lewe geraak nie. Dit bevestig maar ook wat ons eintlik weet. Wanneer die nood hoog is die sintuie oop vir leiding en raad en reageer mense maklik met hulp en omgee. Die oomblik wanneer die krisissituasie beredder is, krap elkeen maar weer sy eie potjie en krimp die wêreld tot so ver as wat die ego dit kan verwerk. Jesus se gelykenisse is dikwels daarop gerig om ons wêrelde te verruim. Hoe voel jy daaroor? Ek erken dat dit my senuwees bietjie uitrafel en tog beleef ek iets van 'n opgewondenheid oor die moontlikheid wat oopgaan wanneer jy so daaroor dink. Skielik beleef ek my uitsig om mense meer omvattend en die mense wat my pad kruis laat nuwe perspektiewe oopgaan. Jesus is by ons. Ons moet net mooi kyk. Veral na mense wat ons die minste verwag sy beeld gaan wys. Kom ons bid. Here Jesus, ons verstaan hierdie opdrag van U nogals met moeite. Dis nie vir ons natuurlik nie. Ons het 'n mooi uitdrukking in ons taal, soort soek soort, en as iemand nie van ons soort is nie, kan ons maklik aggressief reageer. Vergewe, asseblief Here. En maak ons harte ruim. Gees van Christus, kom wanneer ons stil word voor die troon van die Vader en laat dit in ons gedagtes ingebrand word, dat ons geroep is om juis vir mense minder as ons 'n lig, 'n uitkoms en 'n geskenk te wees. Ons bid vir hierdie mooi land, Here. Ons het hierdie boodskap in hierdie land bitterlik nodig. Help ons om mekaar nie raak te sien as van 'n kleur of 'n taal of 'n lewensoriëntasie nie, maar as mense wat deur U geskape is en wat U liefhet. Ons bid daarvoor in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.